Vanmôre kom ons eintlik tot 'n einde met ons mini-kort reeks rondom die vyande. En ek wil begin deur om vir jou te vat na Efesiërs 6 vers 11 tot 12. En die volgende woorde staan daar: Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die listighede van die duiwel. Vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. Familie, ons leef in 'n wêreld waar fisiese dinge oorheers. Werk, geld, siektes, verhoudings en al hierdie soort dinge. 'n Wêreld wat gevul is met sigbare struikelblokke en beproewinge. En so in 'n manier dat ons baie maklik die onsigbare kan miskyk. Die onsigbare nie kan raak sien nie. Maar agter hierdie dinge, agter hierdie sigbare dinge wat ons in die wêreld het, is daar 'n onsigbare oorlog aan die gang. 'n Oorlog wat daarop uit is om jou skade aan te doen, om jou te vernietig. Veral wanneer dit kom by jou geestelike lewe. Ons veg nie net teen aardse dinge nie. Ons dink ons geveg is net teen die aardse dinge, net teen die goed wat ons elke dag mee stoei. Maar dis nie ons geveg nie. En hulle sê dit baie duidelik. Die woord sê dit vir ons baie duidelik. Ons geveg is daarop uit met 'n vyand wat daarop uit is om my en jou skade aan te doen. 'n Vyand genaamd Satan. Nou soos jy weet, is die Ou Testament in Hebreërs geskryf en die Nuwe Testament in Grieks. Nou interessant genoeg sal jy vind in die Ou Testamentiese Hebreërs word Satan verwoord en verwys na Ha-Satan. Ek het dit daar op die skerm ook gesit. Die H in Hebreërs word vertaal as de. So, de Satan. In Afrikaans, die in Afrikaans verwoord. So mening, hy is die vyand. Hy is die aanklaer. Hy is die teenstander. Hy is die verwoester. Hy is die bedrieër. Hy is die lasteraar. Hy is die bose. In die Nuwe Testament word hy ook genoem as die duiwel of die Grieks en diabolos, wat verwys word na lasteraar of die verleier, die bose, die god van hierdie wêreld, die draak, die slang, die versoeker, en so kan die lys net aangaan van al die name wat daar is vir hom. Maar Billy Graham som dit so presies op vir ons, wanneer hy sê, don't think of Satan as a harmless cartoon character with a red suit and a pitchfork. He's very clever and powerful. And his unchanging purpose is to defeat God's plan at every turn, including his plans for your life. Ek en jy moet opnuut besef dat die duiwel is nie 'n mite nie. Die duiwel is 'n realiteit. Hy is nie 'n fabel of 'n middeleeuse mite nie. Hy is werklik en hy is genadeloos doelgerig in my en jou lewe. Die Bybel beskryf hom as die gevalle engel van die lig. Jesaja 14 vers 12 tot 15. Jy wat die helder môrester was, het uit die hemel geval. Jy wat 'n oorwinnaar van nasies was, is in die grond verpletter. En dit jy wat gedink het, ek klim op hemel toe. Ek gaan my troon neersit bo kan die hoogste sterre. Ek gaan my plek inneem op die berg waar die gode mekaar ontmoet, ver in die noorde. Ek klim op tot bo kan die wolke. Ek word soos die allerhoogste self, maar jy stort af tot in die doderyk, af tot in die diepste deel. Die kern van die vyand, die kern van die duiwel se wese is verwoesting. Geen twyfel daaraan nie. Dis om verwoesting te saai. Dis sy primêre doel in God se skepping, dis sy primêre doel in jou en my lewe, dis sy primêre doel in ons kinders se lewe, in ons huwelike, en so kan jy aangaan. Hy is daar om te verwoes. Hy's nie daar om net vir jou plesier te gee en te sê, "Wel, geniet die lewe nie." Nee. Hy wil jou verwoes. Johannes 10 vers 10 stel dit so onopgewonde. Hy sê die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Dit kan net daar so staan, dis 'n boodskap amper op sy eie. Hy kom om te steel, te slag en te verwoes. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. 'n Direkte kontras tussen die duiwel se vernietigende doel en Jesus se lewendgewende doel. Die duiwel wil ons beroof van ons vreugde,
van ons vrede, van ons hoop en uiteindelik my en jou siel. Hy wil verwoesting saai in ons huwelike, ons sien dit vandag, hoe huwelike uit mekaar uitval. Hy wil verwoesting saai in ons kinders se lewe, ons kinders wegkry van die Here af. Ja, soos julle weet was ek, net toe ek begin met die bediening, was ek nogal redelik betrokke by skolebediening gewees. En ons het CSV periodes gehad, en ons het godsdienstperiodes gehad. Van daai skole waar ek by betrokke is daar nie meer so iets nie. Dit word stelselmatig uitgeneem. Dit word stelselmatig weggevat. En wie dink jy sit agter dit? Nie 'n onderwyser nie. Nie 'n skoolhoof nie. Nie 'n beheerraad nie. Die vyand. Die vyand sit daar agter. Hy wil verwoesting saai in ons geestelike families. Dis hoekom gemeentes uitmekaar uitval, want daar kom verdeeldheid daarin. En so kan ons net aangaan met die lys. Dis sy fokus en dit is sy enigste doel. Daar's 'n Engelse gesegde wat sê, when the devil ignores you, it's because you are doing something wrong. Wanneer hy jou uitlos, wanneer hy sê, nee, moenie hom vat nie. Hy is okay, ek is tevrede met hom. Want jy weet, jy doen iets verkeerd. When the devil comes at you, maybe because you are trying to do something right. Doing something right. Verder sê die woord vir ons, hy is die vader van alle leuns. Johannes 8 vers 44, hy was van die begin af 'n moordenaar. En hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is. Nie 'n bietjie nie, geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leentaal praat, is dit volgens sy aard, dit is sy wese, want hy is 'n leienaar en die vader van die leuen. Satan was van die begin af die moordenaar, geen waarheid in hom nie. Hy is nie net 'n leienaar nie, maar hy is die vader van die leuns. Elke leuen wat daar is sy oorsprong is gevind in hom. Jy sê dalk nee, maar wat van 'n wit leentjie? Agter daai wit leentjie sê die vyand. Daar is nie so 'n ding soos 'n mooi leuen of 'n wit leentjie of ons vertel hierdie ding om die mense se gevoelens te beskerm. Nee, daar is nie so 'n ding nie. Daar is verwoesting wat gesaai word. Hy gebruik leuns om te mislei, om twyfel te saai, om God se karakter in diskrediet te bring. Was dit nie hy wat vir Eva gesê het God regtig so gesê? Kan jy onthou? Het God regtig so gesê dat julle van geen van hierdie bome mag eet nie in hierdie tuin nie? Hy het geweet wat die waarheid is. Hy het geweet wat God gesê het. Maar hy het net die waarheid so bietjie gaan verdraai deur 'n vraag te vra en God se woord te diskrediteer. 'n Subtiele leuen wat gelei het na sonde en dood. Leuns is sy wapen, maar God se waarheid is ons verdediging. God se waarheid. Dis hoekom dit so belangrik is, familie, dat jy tyd spandeer in God se woord. Jy kan nie staande bly as jy nie tyd spandeer in God se woord nie. As jy God se woord verwaarloos, jy gaan nie bly staande bly nie. Jy gaan nie die vyand se aanvalle kan keer nie. Jy moet in God se woord kom. Dis ons verdediging. Jesus het gesê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Wanneer ons in God se woord staan, kan ons die leuns van die vyand herken en ons kan dit weerstaan. Ons kan dit weerstaan. Verder sê die woord, hy is die direkte aanklaer. Openbaring 12 vers 10, die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel gegooi, hy wat hulle dag en nag voor God aangekla het. Aanklaer. Dis nie net 'n vyand nie, maar van God nie, maar 'n vyand van ons. Hy is die aanklaer. En hy hou nooit op nie. Hy wys ons foute vir ons uit, hy wys ons mislukkings uit, en hy wys kort van ons sondes uit. Sodat ons skuldgevoelens kan hê, en dat ons skaam daaroor kan voel, en nie nader aan God kan kom nie. En dan volgens die woord is hy ook die brullende leeu. 1 Petrus 5 vers 8, wees nugter, wees wakker. Hoekom sê die woord juis hierdie 4 woorde? Hy sê, wees nugter en wees wakker. Want hy weet hoe gevaarlik hierdie vyand is in ons lewens. Hy sê, julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof, en staan hom teë. Hoe bly ons staan? Deur gebed, en deur hierdie woord nie te verwaarloos nie. Deur gebed en woord
Luister familie, hy het Jesus self versoek. So as jy dink jy's 'n uitsondering, hy gaan nie jou versoek nie, maak jy 'n baie baie groot fout. Hy gaan jou versoek. En hy's daarop uit om jou te versoek. Hy's daarop uit om jou te verwoes. En dis 'n daaglikse stryd. Dis nie iets wat hy, ek besluit ek gaan vandag maar nou vir Pietie kom besoek. Ek gaan nou vandag maar hierdie ene besoek. Nee. Hy's daarop uit om verwoesting te saai oral waar jy gaan. En elke faset in jou lewe. Maak nie saak waar jy is nie. Jy is verseker daagliks op sy radar. Geen twyfel daarin nie. Maar hierdie gevaar het twee kante, wat C.S. Lewis vir ons so mooi uitwys. Hy sê, there are two equal and opposite errors into which our race can fall about the devil. One is to disbelieve in his existence, meaning om nie te glo dat hy werklik daar is nie, of selfs 'n stapie verder, om te glo dat hy nie my gaan aanval nie, hy het baie beter dinge om te doen, so hy gaan nie my aanval nie, ek is okay. Ek is okay. The other is to believe and to feel an excessive and unhealthy interest in him. Ons onderskat baie keer die duiwel. Baie keer. Maar aan die ander kere oorbeklemtoon ons hom. Beide is dodelik gevaarlik. Dodelik gevaarlik. Ek het iemand wat ek ken wat saam met my in die Bybelskool was, wat nogal redelik baie gestudeer het rondom Satan, rondom die duiwel. En wat sy funksie is en hoe hy hoe kan ek sê, hoe hy rondgaan, hoe hy rondbeweeg. En hy was so erg daarop gewees dat ek vir hom een keer gevra het, hoor jy is so gefokus op Satan dat jy totaal en al vergeet van God. Dat jy totaal en al fokus verloor het. Dat jy so 'n ongesonde fokus gehad het op die duiwel dat jy nooit by die Here uitgekom het nie. En in daai proses gaan jy die Here verloor. Jy gaan die Here verloor. Daar's 'n militêre spreekwoord wat sê, slaag daarin om jou vyand te laat glo dat jy as sy vyand nie bestaan nie en jy die oorlog klaar gewen. Klaar gewen. Twee kante. Nou die duiwelse wapens en taktieke, hy gebruik subtiele en misleiding en hy gebruik hierdie kragtige wapens om my en jou te verwoes. Een van die wapens wat hy vir ons gebruik, of wat hy teen ons gebruik, is hy saai leuns en verwarring. Hy is die meester wanneer dit kom om die goed te verdraai, om die waarheid te verdraai. Inteendeel, daar is geen waarheid in hom nie. Hy word dan genoem die vader van die leuen, die vader van die leuen. Hoor wat sê die Bybel vir ons in Korintiërs 11 vers 14. Hy waarsku ons, hy sê, Satan self verander hom in 'n engel van die lig. In 'n engel van die lig. Hy kom nie altyd voor as hierdie monster, hierdie draak, hierdie persoon met die horings uit sy kop uit, soos wat ons groot geword het. Nee, hy kom nie altyd so nie. Hy kom baie keer aan iets wat aantreklik is. Iets wat belovend is. En iets wat ons begeer in ons aardse tentwoning. Maar uiteindelik lei dit tot ons ondergang. Sy leuns is subtiel, dis oortuigend, dis gemik op ons diepste begeertes en vrese. Hy weet presies waar jou swakpunte is. Hy weet presies daar waar jy kwesbaar is. En hy gebruik juis dit. Die tweede teken wat hy vir ons gee, of wat hy teen mik is, deur versoekings. Hy bied korttermyn plesier. Dit gaan oor me, myself en I. Dit gaan oor wat ek uit hierdie wêreld uit kan kry. Solank ek net gelukkig is, solank ek net tevrede is, solank ek net vol is, solank ek net vreugde beleef, is dit okay. Dis wat hy vir ons bied. Dis wat hy vir ons bied. Hy familie, soos ek nou vir jou gesê het, hy ken presies jou swakplekke. Hy weet waar is jy die mees kwesbaarste, waar hy jou kan verlei met sonde. Jakobus 1 vers 14 tot 15 sê, maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes, wat aan hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Weereens, hy kom met iets wat belovend is, iets wat plesier gee, iets wat ons begeer, 'n lokval. Mag ek vir jou vra, hoe lyk jou lewe wanneer niemand kyk nie? Hoe lyk jou lewe wanneer jy totaal en al gespanne is en jy soek maar net daai klein plesiertjie?
Hoe lyk dit wanneer niemand vir jou kyk nie? Wat gaan dan in daai hart van jou aan? En dan, wanneer ons alleen is, wanneer ons gespanne is, wanneer niemand weet wat in ons lewens aangaan nie, dis waar hy die hardste slaan. Dis wanneer hy kom. Daarom waarsku God ons so pertinent in 1 Petrus 5 vers 8, hy sê, wees nugter en wees waaksaam. Wees nugter en wees waaksaam. Julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Hy weet waar jou swak plekke is, waar jy die mees kwesbaarste is, en hy kom vir jou. Hy is geduldig en hy is strategies en hy wag vir daai regte oomblik om toe te slaan. Hy wil ons verhouding met God verbreek, hy wil ons geestelike lewe, hy wil ons emosionele lewe en hy wil selfs ons fisiese lewe wil hy skade aandoen. 1 Johannes 3 vers 8 sê, wie sonde doen is uit die duiwel, omdat die duiwel van die begin af sondig. Hiervoor het die Seun van God verskyn om die dade van die duiwel te vernietig en dit ook in die openbaar te stel, sodat ek en jy kan weet, sodat ek en jy bewus kan wees van sy aanvalle, sodat ons kan voorbereid wees. Ek en jy moet besef dat sonde is sy primêre wapen om ons van God te skei. En dit geld vir alle sonde. Daar's nie so 'n ding soos 'n klein sonde of 'n groot sonde nie. Daar's daai ding wat ek al baie keer genoem het rondom troetelsonde, wat niemand van weet nie, wat ons wegsteek vir die wêreld, wat ons net weet. Dis daai goed wat ons uit die hemel gaan hou. Dis daai goed wat ons weghou van God af. Dis daai goed wat die Here, wat die vyand plant in my en jou lewe. Dis daai goed. Daai troetelsonde. Daai goed wat ons so nou en dan net aandag aan gee. En derdens val hy ons aan deur aanklagte en skuldgevoelens. Ons kom by die Here uit en ons vra vergifnis en ons wil ons lewens vir die Here gee en ons kom op daai spasie waar ons net buig voor hom en sê, Here, vergewe my. Ek's 'n sondaar. Vergewe my. En wat doen hy? As ons daar wegstap, nee. Die duiwel gaan jou, die God gaan jou nie, gaan jou nie vergewe nie. Nee, kyk wat het jy gedoen. Kyk hoe lyk jou verlede. Dink jy nou regtig God het vir jou gesterf? Dink jy nou regtig God sal jou vrymaak van pornografie? Dink jy nou regtig dat die Here jou gaan vrymaak van al hierdie verslawings? Dink jy nou regtig dat hy jou huwelik gaan red? Dink jy nou regtig dat hy jou familie sal red? Dink jy nou regtig hy is ooit daar vir jou? Ek meen, dink net aan alles wat jy al gedoen het. Dink net aan daai sonde. Dit terwyl die Bybel vir ons sê in Romeine 8 vers 1, daar is dus nou geen veroordeling. Geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Hy saai die twyfel. Hy swaai die twyfel en die skuldgevoelens. En dan nog 'n taktiek wat hy gebruik is vrees en twyfel te saai. Satan wil hê jy moet dink dat God is van jou vergeet, dat hy nie daar is nie. Hy fluister leuns van hopeloosheid, onwaardigheid en vrees in ons harte en hy wil hê dat ek en jy moet moed opgee met die wete dat God nie daar is nie. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, is dit sy stem wat vir ons sê, waar is God? Kyk hoe gaan dit met jou? Kyk hoe sleg gaan dit werklik met jou? Gee die Here regtig om? Ek meen, hy het nog nie vir jou antwoord gegee nie. Dis nou dalk 'n maand, dis al 2 maande, dis al jare en jy gaan maar net aan. Kyk net wat God doen. Hy stel nie belang nie. Hy is die stem wat in die donker praat. Hy is die stem wat uit die donker uit vir ons skree. Jy's nie goed genoeg nie. Daar is geen uitweg nie. En hy vat ons geloof en hy breek dit in stukke. Dis wat hy baie keer doen. En natuurlik val hy ons ook aan deur afleidings en passiwiteit. En dis seker die grootste ding wat hy die kerk mee aanval in vandag se tyd. As hy jou nie kan laat sondig nie, sal hy jou besig hou met nuttelose dinge. Met nuttelose dinge. Familie, ek sê nou die dag vir ek en Dominee Rudy het gesels en ek sê as ons gaan kyk na mense wat hierdie diens bywoon. Kom ons gebruik net ons gemeente vir 'n oomblik. As ons gaan kyk in 'n maand se tyd wie almal bywoon in hierdie kerk. En ons kry hulle op een Sondag, is hier nie genoeg plek nie.
is hier nie genoeg plek nie. Gaan ons hierdie gebou, ons gaan seker 2 of 3 dienste moet hê om almal te akkommodeer. Dis hoe dit gaan wees. Hy hou ons so besig dat ons nie eens by ons geestelike familie uitkom nie. En ek het al baie gesê, hierdie kerk gaan jou nie in die hemel kry nie, 'n verhouding met God gaan jou in die hemel kry. Maar hierdie geestelike familie wat jy het, dit is ongelooflik belangrik. Want dis vir ons mekaar motiveer, dis vir ons mekaar bemoedig, dis vir ons mekaar aanspreek, dis vir ons leer, en dis vir ons groei. Ons het mekaar nodig. Ons kan nie alleen deur die lewe gaan nie. Ons kan nie alleen die Here dien nie. Ons het mekaar nodig. Dis vir ons voorberei. Hierdie is 'n eenrigting kommunikasie, maar die oomblik wanneer ons uit hierdie gebou uit gaan, dis waar die sendingveld is. Dis waar die verskil moet gemaak word in die wêreld. Hoor wat sê John Piper, hy's ook 'n bekende spreker. Hy sê Satan devotes 168 hours a week to deceiving you. Don't you think you should devote at least a few to fighting back? Om jouself net gereed te maak en reg te maak en gereed te hou. Hoor wat sê 2 Korintiërs 4 vers 4, Paulus sê, hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die god van hierdie wêreld, die duiwel, verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. En weet jy wat noem ons dit? Gemaklike Christendom. Gemaklike Christendom. Dis die kern van sy taktiek, om jou weg te hou van die ware evangelie. Predikante verval in hierdie gemaklike Christendom, en hulle vertel dit wat jy graag wil hoor. Want as ons vertel wat die Bybel sê, as ons gaan preek wat Openbaring sê, as ons die oordeele van God preek, ja, maar net toe gaan my mense weggaan, net toe gaan hulle nie daarvan hou nie. Dis wat die kerk vandag in verval het. Die afgewaterde evangelie. En hy doen dit in kerke vandag. Hy doen dit deur afleidings, hy doen dit deur valse godsdiens, hy doen dit deur verharde harte, afgewaterde woord en 'n lou, warm, geestelike lewe. Dis waar die vyand kom en sê, nee, jy's okay. Relax. Jy gaan daarom 1 keer 'n maand kerk toe. Jy bid so nou en dan. Jy lees so nou en dan Bybel. Jy's okay. Nee, jy's nie okay nie. Ek sê dit vandag vir jou. Vat my woorde, jy is nie okay nie. Jy's oop oë op pad hel toe. Ekskuus vir my reguit kommentaar nou hier. Oop oë op pad hel toe. Jy's nie okay nie. Die Here sê dit baie duidelik in sy woord. Hy sê as jy maar net koud was of as jy maar net warm was, as jy maar net een van die twee kante was, maar nou omdat jy lou warm is ek op die punt om jou uit my mond te spoeg. En ons het so 'n paar weke terug daarna gekyk. Ons word hom gemaklik. Ons word te gemaklik. Ons het verval in hierdie valse sekerheid rondom ons verhouding met die Here. Familie, my en jou taak is elke dag wanneer ons wakker word, nie om die eerste ding wat ons gaan kyk, ons foon uit te haal en te kyk wie het ons ge-WhatsApp of wie het op ons Facebook post gelike nie. Dis nie ons roeping nie. Ons roeping is om op te staan en te sê, Here, hier is ek, gebruik my. As daar iets in my lewe is wees nie, wys dit vir my uit, dat ek dit uitsorteer, maar ek wil reg wees vir U. Ek wil reg wees vir U. En dit is belangrik om te onthou, familie, dat Satan is magtig, maar hy is nie almagtig nie. Ja, hy is magtig, maar hy is nie almagtig. Hy is slim, maar hy is nie alwetend nie. Hy is teenwoordig, maar hy is nie alomteenwoordig nie. Hy is 'n vyand, maar hy is oorwin en sy tydperk is beperk. Sy tyd is werklik beperk. Nou genoeg oor die duiwel, genoeg oor sy aanvalle en genoeg oor wie hy is. God het vir my en vir jou wapens gegee om hierdie vyand aan te vat. Hy het ons nie net weerloos gelaat nie. Een van die wapens wat hy vir ons gee is, erken en begryp die vyand se doel en taktiek en identifiseer die leuns wat hy in my en jou lewe saai. Wanneer jy twyfel, wanneer jy vrees, wanneer jy moedeloosheid voel, wanneer jy onwaardig voel, wanneer jy deur al hierdie vreemde goed gaan, vra jouself af, is hierdie gedagtes in lyn met God se waarheid, of is dit van die duiwel af? Is dit God se stem? Is dit die Heilige Gees wat dit vir my uitwys?
Of is dit valsheid? Is dit leuns wat die vyand kom plant in my en jou in gedagtewêreld? Leer om die vyand se fluistering te herken, wat jy wil ontmoedig of jy laat twyfel aan God se liefde en sy trou in my en jou lewe. Vul jouself met God se waarheid in. Vul jouself met God se waarheid. Weereens, ons kom terug by God se woord uit. Ons spandeer die naaste by genoeg tyd in God se woord nie. Ons spandeer tyd in baie ander dinge. Ons wil voorbereid wees, ons gaan studeer en ons leer onsself oor 'n mik om net 'n goeie beroep te kry en ons werk verskriklik hard in ons beroep want ons wil 'n goeie salaris verdien, ons wil mooi karre ry en ons wil al hierdie dinge doen en is alles goed en wel. Maar jy berei nie voor vir die aanvalle op jou lewe nie. Jy sien sy woord nie. Ons spandeer nie genoeg tyd in sy woord nie. Hoor wat sê Filippense 4 vers 8 tot 9. Verder broers, alles wat waar is, weer eens die woord, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig julle gedagtes op die waarheid, sê hy, en wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen, en God wat vrede gee, sal by julle wees, Dis die eerste tool wat die Here vir my en vir jou gee, en dan gee hy vir ons die tweede ene wat sê, wees bewus van enige versoekings. Jy weet wat jou swakpunte is. Jy weet waar jy kwesbaar is. Jy weet wanneer die tye wanneer jy alleen is, wanneer hy die hardste met jou praat. In daai tye, kontak 'n vriend, kry jy 'n accountability partner, sê, hoorie, bid vir my, ek vandag is weer 'n moeilike dag, vandag word ek so versoek. Kry mense om jou te versterk, gaan spandeer tyd in sy woord, jy sal nie spyt wees nie. Derdens gee hy vir ons die belangrikste wapen wat ons het, en dis trek die volle wapenrusting van God aan, Efesiërs 6. Trek die gordel van waarheid in, leef eerlik en gegrond in sy woord, trek die borsharnas van geregtigheid aan, sorg dat jou lewe reg is vir God, skoene van die evangelie, van bereidheid, wees bereid om die evangelie te deel, ons het verlede week daar gepraat, is jy bereid om die evangelie te deel, nie net deur woorde nie, maar deur jou dade ook, wat van die skild van geloof, blus die vyand se vuurige pyle van twyfel af, hy geloof in God, al maak dinge nie nou sin nie, hy geloof, want hy weet die beste. Wat van die helm van verlossing, onthou wie jy is in Christus, die swaard van die Gees, gebruik die woord van God aktief, in gebed, in stryd, maak seker, jy spandeer tyd in God se woord, ek kan dit nie meer oorbeklemtoon nie. Dis belangrik, familie, dis die tool wat hy vir my en vir jou gee om staande te bly. As ons dit gaan verwaarloos, gaan ons nie staande bly nie. As ons dit gaan afskeep, gaan ons nie hoor wat is God se wil vir ons lewens nie. My en jou werk is om hier in tyd te spandeer, om te hoor wat God vir ons wil sê. Jy sê dalk nie, maar God is stil, hy praat nie met my nie. Dis omdat jy Bybel toe is. Want sover ek deur die Bybel gaan, sover ek gaan, praat hy met my. Gee sy beloftes vir my en vir jou. Wat van jou? Wat van jou? Vierdens sê die Here vir ons, konnekteer, gebruik gebed, konnekteer met my, praat met my, konnekteer deur gebed. Kolossense 4 vers 2 sê, volhard in gebed, wees waaksaam en dankbaar as jy bid. Romeine 12 vers 12 sê, verbly julle in die hoop, wees standvastig wanneer julle swaar kry, volhard in gebed. 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê, bid sonder ophou. Daar's so 'n klem gelê op gebed. Hoekom? Want dit is uiters belangrik. Uiters belangrik. En jy hoef nie hierdie fancy gebed te bid vir die Here om jou te hoor nie. Sover ek weet, het die tollenaar wou nie eens opkyk hemel toe nie en het gesê, Vader, vergewe my want ek is 'n sondaar. Dit was die kragtigste gebed wat daar was. Die Here het daai gebed verhoor. As wat die Fariseë daar gestaan het en gesê, Here, ek dank ek is nie soos hierdie tollenaar nie. Ek dank ek is nie soos hierdie mense nie. Ek vas daarom 7 keer per week, ek gaan daarom kerk toe elke tweede dag of elke tweede week, ek doen daarom al hierdie goeie goed. Die Here het nie daai gebed verhoor nie.
Hy het die een gehoor wat nie eens wou opkyk hemel toe nie, wat gesê het, Vader, vergewe my, want ek is 'n sondaar. Ek is 'n sondaar. Bid sonder ophou. En dit beteken nie, jy moet heeltyd op jou knieë wees nie, maar dat jy konstant bewus sal wees van God se teenwoordigheid in jou lewe. Begin jou dag met gebed, nie met jou selfoon nie. Moenie hom eers te optel nie. Sê vir die Here, dankie dat ek nog 'n dag gespaar is. Want jy is nie môre gewaarborg nie. As jy môreoggend opstaan, dis 'n blessing, dis 'n seën vir jou. En dit is nog 'n dag wat die Here jou geroep het om 'n verskil te maak. Bid vir krag teen versoeking. Bid vir diegene wat in duisternis is. Gebruik gebed om die vyand se planne in die wiele te ry. Gebed is so kragtig, familie. En dan vyfde wapen wat die Here vir ons gee, hy sê, onderwerp jouself aan God en weerstaan die duiwel. Jakobus 4 vers 7, ons het verlede week daarna gekyk. Hy sê, onderwerp jouself eerste aan God. Maak seker jou verhouding is reg met God. Maak seker jy is gekonnekteer met hom. Staan dan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug. Begryp julle werklik, begryp ons werklik hierdie woorde wat Jakobus sê. Onderwerp julle dan aan God, staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug. Nie hy gaan dalk nie, hy sal van julle af wegvlug. Dis 'n wapen wat hy vir ons gee, 'n kragtige wapen. En natuurlik ook nog 'n wapen is selfrefleksie en voortdurende groei. Evalueer deurlopend jou geestelike lewe. Wanneer ek by jou, jy sal seker al dit agtergekom het, maar as ek by jou kom kuier, dan vra ek vir jou, hoe gaan dit? En as jy vir my sê, dit gaan goed, dit gaan regtig baie goed, dan vra ek, hoe gaan dit geestelik? Hoe gaan dit geestelik met jou? Want dis die vraag wat ons onsself elke liewe dag moet vra. Hoe gaan dit geestelik met my? Hoe gaan dit met my hart? Is ek nog gefokus op die Here? Is my verhouding nog reg met God? Is daar iets wat dalk plek ingeneem het, wat dalk prioriteit ingeneem het in my lewe, wat nie daar moet wees nie? Hoe gaan dit geestelik met my? Vra jouself, is daar areas waar die vyand 'n vasstrap plek gekry het? Waar moet jy sterker word in jou wapentoerusting? Omdat hy sê trek die volle wapenrusting aan. Nie net 'n gedeelte nie. Jy kan nie net die woord vat nie. Jy moet gebed, jy moet geloof, jy moet alles vat en aantrek. Waar moet jy sterker word in jou wapenrusting? Vra die Heilige Gees om jou te lei en te versterk. Geestelike groei is voortdurende proses. Dis nie 'n eenmalige ding nie. Jy gaan nie vandag jou lewe vir die Here gee en dan is jy nou klaar nie. Dan is alles nou maanskyn en rose nie. Nee. Dis 'n voortdurende proses. Dis 'n pad van heiligmaking. Romeine 16 vers 20 sê, God wat vrede gee, sal Satan spoedig onder julle voete verpletter. Hy sal vir ons die krag gee. Hy sal vir ons die wysheid gee. Hy sal vir ons die insig gee. Dis nie 'n passiewe stryd nie, dit verg aksie, waaksaamheid en volharding in gebed. So ten slotte, familie, die duiwel is slinks en genadeloos. Hy is verseker 'n direkte vyand wat daarop uit is om jou te verwoes. Maar ons dien 'n absolute oorwinnaar. Ons stry nie in ons eie krag nie, maar in die naam van Jesus Christus, die een wat opgestaan het, die een wat vir my en vir jou gesterf het, die een wie se bloed my en jou skoon was. Dis deur hom wat ons veg. Kolossense 2 vers 15 sê, hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Ek en jy is vandag bewus van die vyand. Ons is bewus van sy aanvale. En ek en jy moet gereed wees. Jou vyand is direk en dodelik, maar jou verlosser is die finale oorwinnaar en is vir ewig. Ek wil afsluit met die woorde van Leonard Ravenhill wat gesê het, the devil is not afraid of prayerless preaching, prayerless singing or prayerless work, but he trembles when the weakest saint is on his knees. Ek wil weer daai laaste gedeelte vir jou lees. But he trembles when the weakest saint is on his knees. As jy aangeval voel vandag, as jy voel die duiwel val jou aan met allerlei goed, met hierdie goed wat ons vandag gesê het, kom op jou knieë.
en hy sal van jou af wegvlug. Kom op jou knieë weer. Aanbid die Here vir wie hy is. Erken dat hy is die almagtige een. Hy is die alomteenwoordige een. Hy is God wat op die troon is. En hy het klaar vir my en vir jou die oorwinning gegee. Ons moet dit net vat en ons moet sterk staan. Kom ons sit so en dan sluit ons oë. Here, ons sê vir u dankie vir u woord. Dankie dat u vir ons hierdie kragtige instrument gegee het om staande te bly. Dankie dat u ons geseën het met hierdie waarheid wat altyd sal bly staan teen die vyand se aanvalle. Dankie dat u vir ons hierdie wapenrusting gee wat ons kan aantrek, wat ons volledig kan staan en kan weet dat die vyand gaan nie sy wil kry nie. Here, maar dalk sit ons hier so vanmôre en daar's dalk 'n paar mense of dalk selfs een persoon wat sê, "Sjoe, ek is bietjie weerloos. Ek is so bietjie op daai plek waar ek nie die wapenrusting aangetrek het nie. Ek is op daardie plek wat my geloof nie reg is nie. Ek is op daardie plek wat my verhouding nie reg is met u nie. Maar ek wil weer met u in 'n verhouding wees. Ek wil weer aktief wees. Ek wil weer net in u teenwoordigheid wees. Ek wil hê dat u my lewe kom verander." Sal u dit ook vanmôre in hierdie diens doen? Sal u hierdie boodskap wat gepreek is, sal hierdie boodskap wat uitgegaan het, sal u hierdie boodskap gebruik om weer daai harte by u uit te kry, sodat ons by die kruis kan neerbuig en sê, Here, nie my wil nie, maar u wil. Ek gee my lewe oor vir u. Ek gee alles vir u. Vul ons met u krag, vul ons met u wysheid, met u insig, vul ons met u gees, Here, sodat ons staande kan bly in elke uitdaging wat daar mag wees, en elke vyand se aanval. Mag ons ook bewus wees elke liewe dag dat daar is 'n vyand wat saam met ons wakker word in die oggend, wat saam met ons werk toe gaan, wat saam met ons na ons families toe gaan, wat saam na ons vriende toe gaan, waar ook al ons gaan, hy's daar soos 'n brullende leeu, en hy soek daai oomblik, hy soek net daai split sekonde waar ons kan aanval en oorwinning kan kry. Mag ons bewus wees van sy taktieke, mag ons bewus wees van sy aanvalle. En Here, mag ons hierdie instrumente wat u vir ons gee, mag ons dit aanwend, mag ons dit gebruik om sy aanvalle af te weer, Here, en staande te bly. Ek sê vir u baie, baie, baie dankie vir elke liewe persoon wat hier is, wat nie, selfs die wat nie hier kan wees nie, wat aanlyn ingeskakel is. Mag Here, sal u asseblief hulle seën. Sal u hulle naby hou, sal u liefdevolle arms om hulle vashou, so styf dat hulle die hartklop vir hulle lewens sal ervaar en beleef. Ek sê vir u dankie vir u genade. Dankie dat u ons voorberei vir alles wat ons nodig het, Here. Ons is so lief vir u. En ons weet ons verdien niks van hierdie nie. Absoluut niks nie. Ons verdien die kruis, Here. Maar deur die genade skenk u dit vir ons. En daarvoor wil ons vir u baie, baie dankie sê. Here, waar ons ook nou gaan luister na hierdie musiekvideo wat eintlik soveel waarheid inspreek. Mag daardie woorde wat gesing word, mag daai woorde in ons harte vasgepen word. En Here, wanneer ons ook ons tiendes en offergawes vir u bring, mag dit wees om u te verheerlik. Nie om 'n kerkgebou of 'n organisasie of 'n naam te verheerlik nie, maar u naam te verheerlik en lof te bring. En mag ons dit doen met vreugdevolle harte, Here, want ons gee vir u. Ons sê vir u so dankie. En as jy saam met my stem vanmôre sê saam met my, amen.